Goeiedag, dis 'n vreeslike groot voorreg om vroeg in die jaar weer saam met jou te kuier. Vandag gaan ons vir mekaar sê om te speel is die mees gevorderde manier om navorsing te doen. Hou jy daarvan? Om te speel is die mees gevorderde manier van navorsing doen. Ek sal weer daarby uitkom. Die teks wat hiermee saamgaan kom uit die boek Job uit. Kan jy met hom speel soos met 'n voël, om vasbind vir jou dogters, kom uit Job 20 uit. Hierdie teks uit Job se boek verwys na alle waarskynlikheid na die oerkrokodil. Job is nog besig om met God te worstel oor die teëspoed wat hom getref het. God antwoord hom deur met hom te stap deur sy skepping. Gaan lees bietjie die majestueuse natuurbeskrywings wat God uitwys in hoofstukke 38 tot 41. Maar jy moet 'n stil, gemaklike leesplek uitsoek en dit behoorlik inneem. Hoe meer God hierdie natuurtonele wys, hoe kleiner word Job se twis met God. Dis amper asof God so bietjie met Job speel. Hy kors wil met Job, as hy vir Job nooi om saam te speel. Sou Job kans sien om hierdie oerkrokodil aan die agterbeen te gryp en dan met 'n hanteertou vir sy dogters as 'n speelding aan te bied. Die beeld is amper die van 'n makbadjie, wat jy met 'n toutjie hierdie klein diertjie kan laat rondvlieg soos jy wil. Kragtige beelde, wat my terugbring by vandag se tema. Play is the highest form of research. Hierdie uitdrukking word aan Albert Einstein toegedig. Hy wou klaarblyklik daarmee aandui hoe speelse eksperimentering en verbeeldingsvlugte van uiterste belang is vir die ontdekking van nuwe insigte en idees. Dit moet kan gebeur sonder om jou te laat bind deur vooropgesette idees en gebruike. Raak ek nou 'n gevaarlike ding hier kwyt? Dis nie my bedoeling nie. Ek verwys na moetswillige ontkenning van grense. Verwys nie daarna nie. Ek verwys na omstandighede waar jy vasgevang word en met tonnelvisie jou pad probeer vind. Ek het 'n wonderlike ontdekking gedoen in 1984. Nou weet jy hoe oud is ek. Ek het pas as jong leraar in 'n plattelandse gemeente my eerste 2 jaar in die bediening voltooi. Synde hyperverantwoordelik en pligsgetrou, het ek binne 'n kort tydjie gevoel soos 'n budgie aan 'n tou. Daar was nie naweke nie, ek moes preek. Daar was liewe boeremense wat graag die nuwe leraar wou help om 'n beter dominee te word, met oordadige, goedbedoelde raad en staaltjies uit die verlede van vorige leraars se geite, waarvoor jy tog moet versigtig wees. Binne 'n redelike kort tydjie het ek gewonder hoe lank ek met hierdie situasie sou kon uithou. Ek krap 'n paar ou landlooptekkies onder my kas uit en besluit om weer die pad aan te durf. Die pyn van basiese weermagopleiding flits deur my brein en laat my vir 'n paar weke aarzel. My pad kruis met 'n Katolieke priester wat reeds 'n paar marathons voltooi het en ek sien hy het 'n soort ontspanne uitgelatenheid aan hom. Ek ignoreer die eerste spontane impulse om die oorlog van die reformatie te herleef en steek kers op by hom. Hy vertel hoe die moontlikheid van uitbranding hom in sy taak kastei het en hoe 'n non eendag spelenderwys vir hom vertel het hy moet ophou om so gejaag te lewe, en toe hy haar uitvra wat sy bedoel, antwoord sy hom kort en kragtig: Life is not a sprint, it is an ultramarathon, you need to get fit and save energy. Net daar het die lig vir my deurgebreek. Ek het hoeka ereklere op Hoërskool Lichtenburg gekry vir landloop. Na 'n paar dae se nadink val ek eendag in die pad, soos die ou Bybelvertaling dit gestel het. Vroeg in die môre, nog diep in die nag. Nog 'n end voor die witgeverfde omdraaipyl, 4 km sorgvuldig met die volle afgemeet, besef ek terdee, hierdie is nie sommer 'n liggewig voorneme nie. Ek stap 'n end en oorweeg die non se woorde. Life is not a sprint, it is a marathon. Tog sien ek die dagbreek op die horison. Ek hoor hoe die voeltjies die nuwe dag vrolik welkom heet. Ek gaan oor 'n brug waaronder 'n spruit lawaaiig kabbel en toe skiet Paulus sy Korintiërsbrief se woorde my te binne. Ek hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onseker is nie. Weet julle nie dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie? Hardloop dan so dat jy die prys kan wen. Die lewe is 'n marathon. Nuwe energie sit spoed aan die tempo, natuurlik. Geestelike energie vereis oefening, toewyding, dissipline. 'n Stil word met die woord, gebedsroetine en die vasbyt. As hierdie goed blote plig word, waarmee jy maar omgaan soos ander take, kry dit net klaar dat dit jou dag kan oopmaak
het jy klaar verloor. Om te speel met die woord. Ek het met die Heer onderhandel, dat ek my stilte tyd wil inrig soos my drafsessies. Ek wil graag sprints, vinnig en hard, afwissel met lang, stadige sessies. Ek raak soms aan die sluimer, as ek regtig naby aan die Here voel. 'n Vriend herinner my toe aan die woorde van Psalm 127 vers 2. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan en laat gaan slaap, om met moeite 'n bestaan te maak. Vir die wat hy lief het, gee die Here dit in hulle slaap. Ek kon nie help om te glimlag nie. Dalk het ons gebedstoewyding vir die Vader ook 'n speelsheid in hom. Hy verwag van ons eerlike toewyding en opregte studie van sy woord, maar hy wil ook dat ons tot rus kom in hom. Hy wil ons in die marathon op die geloofsreis ook humor gee. Hy wil lig laat inbreek in jou gemoed en denke wat dieselfde effek het as lekker speel. Die lewe, maar veral ons spiritualiteit, is nie 'n naalloop nie. Dis 'n marathon. Daar wag 'n kroon, 'n hemelse laurierkrans vir jou aan die einde van die marathon, wanneer jy by die skare van atlete in die Vader se eie huis gaan aansluit. Is jy reg daarvoor? Ek wil hê jy moet daaroor nadink en met die Here daaroor praat. Kom ons doen dit nou. Ewige Here, baie dankie dat U ons liefhet. So leer die woord ons. En dat U ons nooi na U teenwoordigheid toe. En dat ons welkom is daar. Geef vir ons wysheid hoe om in hierdie teenwoordigheid tuis te kom. Nie gejaagd nie, nie in storm nie, nie eise stel nie, maar net by U voete kom sit. Gedagtes tot bedaring bring. U stem vertroetel, want ons lewe is 'n marathon. Ons dankie dat U ons roep vir hierdie marathon en dat U ons toerus, want daar wag ook 'n kroon en 'n groot medalje aan die einde van hierdie pad. In Jesus se naam, amen.